Nederlandse Hartsvereniging het 'n baie groot konferensie gehou. Ongeveer 30.000 gesondheidswerkers het hierdie konferensie bygewoon. Dis mense soos byvoorbeeld dokters, verpleegsters, mense wat werk met mediese fondse, wat mediese navorsing doen. En by hierdie konferensie het hulle veral gefokus op die gevare van cholesterol. En ook hoe jou lewenswyse, lewenspatrone en veral eetgewoontes effek kan hê op cholesterol en uiteindelik hartsiektes. By hierdie konferensie was daar 'n verslaggeefster. En sy besluit toe om met middagetes te gaan kyk, wat eet hierdie mense, wat nou al hierdie werkswinkels bygewoon het, wat bekend is met al die statistiek, en vir ure besig gehou was met hierdie inligting. Wat eet hulle? Nou julle kan dalk raai wat sy gevind het. Dat meeste van hierdie persone het uit daai konferensie uitgestap en in hulle hande gestaan met ongesonde wegneem etes. Vir dae het sy hierdie patroon dopgehou. En sy besluit toe, sy gaan met van hierdie mense praat. En sy vra toe vir hulle, maar verduidelik vir my, voel julle nie dat na al hierdie inligting, na al hierdie werkswinkels, dit wat jy gehoor het, dit wat jy ervaar het, dit wat jy al in jou praktyk gesien het, voel jy nie, julle lewe met so 'n bietjie dubbelstandaarde nie. Jy leef nie dit wat jy eintlik verkondig nie. Sy het baie interessante antwoorde gekry. Maar as een persoon wie se antwoord haar bygebly het, en die persoon sê toe vir haar, ek voel glad nie skuldig nie, ek voel glad nie, ek lewe met dubbele standaarde nie. En sy vra toe vir hom, maar waarom sê jy so? Hy sê, want toe ek by daai gebou uitgestap het, uit die konferensie, het ek my naamplaatjie afgehaal, en ek het daar gelos. Ek hoor hierdie week hierdie storie, en dan wonder ek, lewe baie van ons nie ook ons geloof so nie. Ek los my kaartjie. Ons hoor Sondag vir Sondag preke, ons luister na podcast, ons luister dalk aanbiddingsmusiek, en jy lees jou Bybel, en soveel gesprekke oor geloof. Maar spoel dit oor in ons regte lewe? Of is ek ook maar soos daai man wat my naamplaatjie ergens los, en in my doen en late leef ek ook maar met dinge soos rasisme. Jesus Christus raak nie daai area van my lewe nie. Is ek ook iemand wat vasgevang is in materialisme? Weier ek om te vergewe en te lewe met gesonde verhoudings? Dis Brennan Manning, en hier is 'n baie bekende aanhaling van hom, wat die volgende sê, lees gerus dit saam met my, hy sê, the greatest single cause of atheism in the world today is Christians, who acknowledge Jesus with their lips, walk out the door, and deny him by their lifestyle. That is what an unbelieving world simply finds unbelievable. En vanoggend, met die opbou tot en met Paasnaweek, begin ons 'n preekreeks uit die boek Markus uit. En ek wil jou nooi om hierdie boek saam met ons te lees. Ons Bybelleesprogram het al reeds begin ten verlede week met Markus, en ons is so in die middel van Markus. Dankie tog as ons deur Levitikus, en ons is besig met Markus, en ek wil jou nooi, as jy nie deel is van die Bybelleesprogram nie, om in hierdie paar weke tot en met Paasnaweek die boek Markus op te tel en saam te lees. Maar kom ons begin vanoggend, as jy jou Bybel het, maak oop by Markus 1, ons gaan daar sommer net kyk na die eerste 8 verse van Markus. Markus 1, jy kan ook saam volg op die skerm as jy dalk nie jou Bybel by jou het nie.
Die evangelie van Jesus Christus, daai woordjie van kan ook vertaal word met die evangelie oor Jesus Christus. Die seun van God begin so. In die boek van die profeet Jesaja staan daar geskrywe: Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal die pad vir jou regmaak. Iemand roep in die woestyn: Maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. So het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig: Bekeer julle en laat julle doop, en God sal julle sondes vergewe. Die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaanrivier gedoop. Ek lees nou van hierdie eksentrieke karakter Johannes. Hy sê, Johannes het klere van kameelhaar gedra, met 'n leerband om sy heupe, en hy het sprinkane en veldheuning gelewe. Hy het gepreek en gesê: Die een wat na my kom, is my meerdere. Ek is nie eers werd om te buk en sy skoene los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle met die Heilige Gees doop. Die Nuwe Testament begin met hierdie 4 evangelies: Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Nou, Markus evangelie is 'n baie unieke evangelie. En daar's 'n paar redes hoekom hierdie evangelie so uniek is. Kom ek noem 'n paar. Heel eerstens, hierdie is die oudste evangelie. Hy is geskryf ongeveer 65 tot 70 na Christus. Die eerste evangelie wat op skrif gestel is. Die evangelies soos byvoorbeeld Matteus en Lukas maak baie gebruik van Markus. Hy was amper soos 'n bron vir hulle gewees. Inteendeel, 99% van Markus kom voor in hierdie 2 evangelies. Daar's net 2 gedeeltes in Markus wat nie daar voorkom nie. Een gelykenis en een genesing wat plaasvind. Dis die oudste evangelie. Maar tweedens, wat hom ook uniek maak, dis natuurlik die kortste evangelie, net 16 hoofstukke. En as jy vanoggend nuut is vir Bybel lees, nuut is vir die geloof, en jy weet nie waar om te begin Bybel lees nie, wil ek jou aanmoedig, begin met die boek Markus. Kort, 16 hoofstukke, en dan natuurlik die derde ding wat hom uniek maak, hy lees vinnig, nie net omdat hy kort is nie, maar hier is die derde unieke eienskap. Hy's 'n evangelie met 'n vinnige pas. Toe ek met ons Bybelleesprogram begin lees aan Markus, toe voel ek amper, en daar kan jy hiermee identifiseer, ek voel soos iemand wat staan op daai glybane, die vinnige glybane by badplaas. Jy staan bo, en jy begin te gly, en jy kom agter, dis vinnig. Dis vinnig, hierdie pas is vinnig. Die woord dadelik en onmiddellik kom verskriklik baie kere voor in die boek Markus. Nou as jy net dink aan hoe die ander evangelies begin. Markus begin baie uniek. As jy dink aan Matteus begin met hierdie lang geslagsregister van Jesus. As jy sukkel om in die aand in die slaap te raak, is daai 'n goeie gedeelte. Maar dit is ook baie betekenisvolle gedeelte. Daar's 'n rede hoekom hy begin met die geslagsregister. Lukas begin met verhale oor die geboorte van Jesus. Al die bekende karakters, daai Kersverhale, is betrokke in die Lukas evangelie. Die skaapwagters, Maria, Josef, Herodes, almal. Ons het al vir mekaar gesê dat die Lukas evangelie begin en dit voel soos 'n musiekblyspel. Want almal sing, as hulle iets van God beleef, sing hulle 'n lied. Maria sing, die engele sing, Simeon sing. Johannes begin ook dan weer baie uniek. Hy begin met 'n poëtiese gedeelte, 'n groot stuk teologie. Hy gaan weer ver terug tot by die skepping. Maar Markus begin nie so nie. Markus se evangelie, as jy hom optel, kom jy agter, hy vertel nie geboorteverhaal nie, daar's nie histories nie, daar's nie skaapwagters nie, daar's nie hierdie poëtiese gedeelte nie, daar's nie 'n geslagsregister nie. Hy begin
onmiddellik, dadelik, vinnig gepas met die bediening van Jesus. Nou dit gesê, vanoggend wil ek hê ons moet 2 vrae antwoord. Ons gaan net na hierdie 8 verse kyk en 2 vrae antwoord. Die eerste vraag wat ons gaan antwoord, en hierdie is krities, is wie is Jesus? En die tweede vraag, waarna toe roep God vir jou en vir my? Kom ons kyk weer, hierdie eerste vraag, wie is Jesus? Ons kyk weer na die begin van hierdie eerste evangelie, die eerste vers van die oudste eerste evangelie. Ek lees uit die 53 vertaling. Hy sê die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Ons gaan 'n rukkie stil staan by die vers. Markus weet, en jy weet dit ook, dat die Bybel begin met hierdie woorde, in die begin. En hy ken dit, hy weet dit. En nou begin hy ook met hierdie woorde, in die begin, hierdie is die begin. Daar's iets krities wat Markus vir ons wil kom wys, dat in Jesus Christus is 'n nuwe begin moontlik. God wil iets nuuts doen deur Jesus Christus. En dalk lees 'n mens dit en mens vra maar, waar wil God iets nuuts doen? Die antwoord is oral. Vir wie wil God iets nuuts doen? Vir elkeen wat bereid is om hulle lewe oop te maak vir die werk en die lewe van Jesus Christus. Ek weet nie van jou nie, maar meeste van ons hunker een of ander tyd in jou lewe na 'n nuwe begin. Ek wonder of jy dit al beleef het. As ek dink aan 'n nuwe begin, dan dink ek aan ons tegnologie, ek dink aan ons fone en ons rekenaars. As jou foon vashak, of jou rekenaar vashak, wat is die eerste ding wat ons baie keer doen? Ek hoop dit is dalk die eerste ding wat jy doen. Ons skakel af, shutdown, reset, restart. Ek weet van ons weet nie eers ons fone kan afsit nie, maar ons fone kan afsit. En ek dink baie keer voel dit vir ons, en ek wonder of jy dit al beleef het, asof jou lewe vashak. En 'n mens wonder, hoe hanteer 'n mens dit? As my lewe vashak in 'n area of dalk areas. Ek voel ek het 'n nuwe begin nodig. As ek dink aan die hinkering van 'n nuwe begin, dan dink ek soms aan besluite wat ons neem, en daar's nie gunstige gevolge nie. En jy wens, jy kan net oor begin. Ek dink aan van ons wat dit soms beleef as dit kom by finansiële besluite. Kan ek nie teruggaan? 'n Nuwe begin. Ek het dit al gesien en beleef by van ons as dit kom by verhoudings of dalk 'n morele besluit. Jy het 'n fout gemaak, 'n oordeelsfout, en jy hunker na daai nuwe begin. Daar's iets in ons menswees wat soms hunker na 'n nuwe begin, maar wat ook 'n nuwe begin geniet. Ek dink aan nuwe begin wat ons beleef elke week, 'n maandag. Wat is die populairste dag waarop ons dieete baie keer begin? Maandag. En ons het 'n sê ding in ons huis, môre is maandag. So die naweek sal jy dalk uithaak en doen wat jy wil, maar maandag breek aan. Dis daai nuwe begin, môre is maandag. Ek dink aan 'n nuwe jaar wat aanbreek. Nuwe jaar, Januarie wat aanbreek, die van julle wat behoort aan gyms hier in Secunda sal agterkom, die gyms is vol Januarie maand. Die gyms is vol en die kerke is vol Januarie maand. Want as iets in ons as mens wat hunker na 'n nuwe begin. Januarie, kerke, gyms vol, dagbeplanners word aangekoop, nuwe apps word gedownload, ek is reg vir die jaar. Maar wat Markus vir ons kom wys is, dat 'n nuwe begin lê nie noodwendig in 'n dag van die week, of 'n dag in 'n jaar nie. Dis in Christus Jesus wat ons
enige dag 'n nuutheid in ons lewe kan beleef. En ek wonder of jy dalk op 'n plek is, of dalk iemand wat jy ken, wat op 'n plek is waar hy sê, maar ek het 'n nuwe begin nodig. Dis Paulus wat kom en hy praat van hierdie nuwe begin, 2 Korintiërs 5 vers 17, hier is my eie woorde, waar hy sê, dis in Christus Jesus waar ons 'n nuwe skepsel is. Dis wat gebeur met bekering. Jy's nuut, jy word nuut gemaak. En die woord wat hy daar gebruik, verwys amper na die skepping in Genesis 1. Hy sê met ander woorde, jy en ek kan weer die skepping in ons lewe kan kom ervaar, 'n nuwe skepping. Het jy dit al ervaar? Is jy op 'n plek in jou lewe waar jy 'n nuutheid nodig het, 'n area nodig het? As daar iemand is wat geweet het van 'n nuwe begin, dan was dit Markus. Markus wat hierdie boek geskryf het. Ek weet nie wat jy weet van Markus nie, of wat jy kan onthou van Markus nie, maar kom ons gesels vir 'n oomblik oor Markus. Markus was nie een van die 12 disippels nie. Markus is gebore ongeveer 10 tot 15 na Christus. Met ander woorde, hy was 'n jong tiener gewees terwyl Jesus bedien het. Ons lees nie veel in die evangelies oor Markus nie. Ons lees baie van hom in Handelinge. Sy volle naam is Johannes Markus. En Johannes Markus, weet ons, het later saam met Petrus bedien en geleef. Baie Bybelvertolkers en kommentare meen, hy was die tolk gewees vir Petrus, want Petrus was nie vloeiend gewees in Grieks nie. So in my gedagtes sien ek hoe hierdie jong man Markus saam met Petrus bedien in die dag. Hy sit in die gehoor, hy luister na Petrus se preke. Kan jy dit dink? En in die aand, as hierdie twee alleen is en hy sy notas maak, dan vra hy dalk vir Petrus. Petrus, vertel my weer. Vertel my weer van daai dag toe jy op die water geloop het. En hy maak notas. Vertel my van daai keer, daai Jesus se opstanding, waar Jesus opgedaag het op daai strand en vir julle vis gebraai het en brood gebraai het en hy jou roeping herstel het. So wat ons het in die evangelie van Markus is eintlik die evangelie deur die oë en die mond van Petrus. Maar Markus ken verleentheid. Ons het verlede jaar met Vadersdag oor Markus gepraat. Ek gaan nie alles herhaal nie. Daar's 'n versteekte vers, kom ek vertel jou van een verleentheid. Daar's 'n versteekte vers in die evangelie van Markus oor Markus. Markus 14 vers 51 as ek reg is. Dis die aand voor Jesus se kruisiging. Hulle is in daai tuin met die olyfbome waar Jesus en sy disippels gereeld gaan bid het en die soldate is daar om vir Jesus te kom gevange neem. En dan sê die evangelie vir ons, daar's 'n jong man wat 'n linne kleed aan het. En toe die soldate vir Jesus gryp, wil hulle die jong man gryp, en hierdie jong man hardloop, hulle gryp hierdie linne kleed, en hy hardloop sonder sy klere uit daai tuin uit. Hy is die eerste kaalholler in die Bybel. En vandag sal meeste Bybelverklaarders vir ons sê, daai jong man, baie dinge dui op dit, dis Markus. Geen wonder hy noem nie sy naam in die evangelie van Markus nie. Hy skaam hieroor. Dis 'n verleentheid. Maar dis nie al verleentheid in sy lewe nie. As jy ook sy lewe ken, dan weet jy ook dat Markus het ook konflik opgetel met Paulus op die sendingreis. Daar op die kus van Turkye, hierdie jong man vir Paulus in die steek gelaat. Markus ken verleentheid. Markus weet hoe dit voel, soos wat jy en ek baie keer voel, 'n gevoel van ek het net 'n nuwe begin nodig. En Markus beleef 'n nuwe begin in Jesus Christus. Hy herstel die verhouding met Petrus. Hy word die eerste persoon wat 'n evangelie op skrif sit. Hy weet wat dit is om in Christus 'n nuwe begin te ervaar. Markus 1 begin, en hy sê die begin van die evangelie. Die evangelie, die woord evangelion in Grieks.
Met ander woorde, dis goeie nuus. Dis wat dit beteken. Dis die goeie nuus van Jesus Christus. Wanneer ons hierdie boek optel, sê vir ons, dis nie net nou goeie raad wat jy gaan lees nie. Dis nie net nog 'n ideologie nie. Dis nie net 'n filosofie of 'n paar goeie idees nie. Dit wat ons nou lees in die Markus Evangelie sê hy, dis die goeie nuus van Jesus Christus. As jy dink aan die naam Jesus Christus, dan moet ons ook onsself afvra, Christus, wat beteken Christus? Kan jy onthou wat beteken Christus? Dis nie Jesus se van nie. Toe Jesus inskryf, as hy binnelandse sake toe gaan en hulle vra eerste naam, Jesus van, skryf hy nie Christus nie. Sy pa was nie Josef Christus nie. Op hulle troue, ek stel hulle voor 'n meneer en mevrou Josef en Maria Christus nie. Christus is nie 'n van nie. Dis 'n titel. Messias. Redder. Hy is die een wat kom vergewe. Die gesalfde. Hy is die een wat kom nuut maak. Daar's geen ander persoon wat kan nuut maak soos wat Jesus Christus nuut maak nie. Daar's geen ander persoon, en ons het dit in ons aanbiddingstyd nou gesing, daar's niemand en niks wat kan vergelyk met Jesus Christus nie. Daar's geen ander persoon wat kan vrymaak soos Jesus Christus nie. Daar's niemand wat kan vergewe soos Jesus nie. En ek dink die gevaar is baie keer dat wanneer ons praat oor Jesus en lees van Jesus en sing van Jesus, dat ons dit baie keer doen met hierdie konsep van hy's nie nou hier nie, hy's op 'n ander plek. Asof Jesus ergens is en op 'n lewendige stroom kyk na hoe ons praat oor hom en hom aanbid. Ek hoop jy het vanoggend bewus geraak van Jesus Christus se teenwoordigheid. Dat soos wat ons nou hier sit, julle hier sit en ek hier praat, is Jesus teenwoordig in hierdie teater. Jesus is tussen ons. Daar waar mense na die tyd op YouTube na hierdie preek kyk of luister, is Jesus teenwoordig in daai vertrek, in daai voertuig, in die plek waar jy luister. Markus begin en hy sê, daarom dis die eerste vraag, wie is Jesus? Hy sê, hierdie is die begin van die goeie nuus van Jesus Christus, en dan sê hy, die seun van God. En net so terloops, reg deur die Markus Evangelie, word hierdie vraag beantwoord. Ons gaan net nou teen die einde kyk, hoe iemand 'n baie unlikely karakter bely dat Jesus die Christus is. Hy is die seun van God. Met ander woorde dat wanneer ons na Jesus kyk, sien ons wie God is. Wil jy weet hoe God is, wie God is? Ons hoef nie te raai nie. Ons kyk in die rigting van Jesus Christus. En daarom is dit so belangrik dat in ons tyd met die skrif, dat jy ten minste 2-3 keer 'n jaar een van die evangelies sal deurlees. Dis is in die evangelies waar ons Jesus leer ken. Met ander woorde, waar ons kan sien wie God is. Dis die eerste vraag vanoggend. Daar's 'n tweede vraag. Die tweede vraag is maar, wat is dit wat God ons na toe kom roep? Waarna toe roep hy vir jou en vir my? Die vinnige pas van Markus kom ons sommer agter hier in die begin van hierdie evangelie. Hy begin met hierdie groot stelling in vers 1, en dan in vers 2, vanaf vers 2 tot vers 8, dan lyk dit amper asof hy oor 'n ander onderwerp begin praat. Hy begin te praat oor Johannes die Doper. Nou vers 2 tot 8 is amper 'n profetiese beeld vir die kerk. Dis God se roeping, gaan oor God se roeping oor ons lewens, deurdat hy verwys na Johannes die Doper. Ons het gesien in die skrif, en jy weet dit, Johannes die Doper is 'n baie eksentrieke karakter. Hy trek eksentriek aan. Hy eet baie eksentriek, heuning en sprinkane. Hy bly in die woestyn. Baie van sy lewe stem ooreen met die lewe van Elia. Daarom, op 'n keer toe mense vra, maar wie is jy? Het baie gedink, maar hy's dalk
Elia. Maar Johannes kom, en hy kom wys vir ons, daar's een taak waarvoor God hom roep. En die een taak is dit, om die pad voor te berei vir Jesus Christus. Waarna toe roep God ons, as kerk en as individue, om die pad voor te berei? As ek dink aan die pad voorberei, dink ek daar's een van 3 maniere ons baie keer leef. Die heel eerste manier is dat ons is baie keer, staan ons amper langs die pad. Ons ignoreer die pad, ons beweeg amper uit die pad uit. En wat ek daarbey bedoel is dat, baie keer in 'n mens se geloof, kan jou geloof iets passief wees. Met ander woorde, God plaas jou in sekere kringe en in sekere plekke, en hy roep jou om sekere dinge te doen, maar in plaas van om in daai kring te wees, en in daai plek te wees, tree ons weg en ons sê, Here, maar U moet dit eerder doen. Nee, ek nie, U moet dit doen. By Kruikgemeente het ons hierdie waarde van medewerkers, om te sê, ons almal is medewerkers. Ons gaan nie eenkant staan en sê, Here, maar U moet alles doen nie, maar ons weet, God rus ons toe, hy rus jou en my toe, om 'n medewerker te wees. Ek kan nie langs die pad staan nie. Maar 'n tweede manier waar ons baie keer leef is, ons kan soms leef in die pad. Met ander woorde, ons versper die pad. Ons maak dit moeilik vir mense om by Jesus uit te kom. Amper soos daai mense van wie ek gepraat het by die konferensie, wat die kaartjie los by die deur en uitstap, maak ons dit ook soms moeilik vir mense om Jesus raak te sien en te beleef deur ons dade en deur ons woorde. Maak dit dalk moeilik vir Jesus om mense te bereik. Ons word nie geroep om mense te wees wat langs die pad staan of in die pad staan nie. Maar hier is ons roeping, daai derde manier van lewe, om die pad gereed te maak. Met ander woorde, jy en ek is padwerkers, kan jy dit so stel? Vir Jesus. Op 'n keer toe daar vir Johannes gevra is, die Johannes Evangelie begin ook, om vir ons te vertel oor Johannes die Doper. En mense is onseker wie Johannes die Doper is, en daar word gelowiges na hom toe gestuur, godsdienstiges, en hulle vra, wie is jy? Is jy Elia? Is jy 'n profeet? En is interessant hoe Johannes antwoord. Johannes kon antwoord en sê, ek is Johannes, die seun van Elisabeth en Sagaria. My pa was 'n priester, my ma kom uit 'n priesterlike familie. Maar hy doen nie dit nie. Hy kon gesê het, ek is Johannes, en Jesus Christus, die Messias, die Christus, die gesalfde een, weet julle wat het hy oor my gesê? Hy het gesê, daar was nog nooit 'n groter profeet as iemand soos ek nie. Hy kon dit gesê, want Jesus het oor hom gesê, maar hy sê nie dit nie. Johannes kon gesê het, ek is Johannes, en ek is van geboorte af gevul met die Heilige Gees. Wie van julle kan dit sê? Maar hy sê nie dit nie. Hoe maak Johannes die pad gereed vir Jesus? Hy weet wie hy is, en hy weet ook wie hy nie is nie. En daarom sê hy, wil julle weet wie ek is? Kom ek sê vir julle wie ek nie is nie. Ek is nie die Messias nie. En ons het hier oor Kersdag gepraat as jy hier was. Dis 'n goeie oefening om te doen, om in die oggende in die spieël te kyk en vir jouself te sê, jy is nie die Messias nie. Daar's 'n stuk vrymaking. Daar's iemand anders wie die gesalfde is, Jesus Christus. Dis wie hy is. Ek weet wie ek nie is, maar ek weet ook wie ek is. Ek is die padbouer, die padwerker vir Jesus. Nou hier is my gebed in die begin van die Markus Evangelie. Ons gaan vir die volgende paar weke die pad stap na die kruis toe. Oor 3 weke, dink ek, is dit Paasnaweek, 3 Sondag. Dan is ons Palmsondag en dan is dit Paasnaweek. Hier is my gebed. Mag jy en ek, heel eerstens, bewus wees van Jesus Christus in hierdie paar weke. Mag ons bewus wees van sy teenwoordigheid. Bewus wees van wie hy is. Maar mag ons nie soos die mense wees wat ons kaartjies los by die konferensie en uitstap en ongesond eet nie. Maar mag ons Jesus leef
in elke kring waar ons is. En dan tweedens, waarna toe roep hy jou en vir my in hierdie Paastyd? Hy roep jou om die pad voor te berei. Daar's soveel mense in ons dorp wat vir Jesus nie ken nie. Daar's soveel mense in jou skool wat 'n lewe leef los van Jesus Christus. Mag ons in hierdie tyd, een van die grootste datums van ons jaar, Paasnaweek, mag ons mense wees wat die pad voorberei, verander ook om Jesus te sien en te beleef en leier en Here te maak van hulle lewe. Ek gaan so 'n bietjie vorentoe blaai. Teen die einde, Markus, die pas van hierdie boek, loop vinnig, dis soos hy glybaan, hy loop vinnig na die kruis toe. So vanaf hoofstuk 9, definitief vanaf hoofstuk 10 tot die einde, lees ons van die laaste week van Jesus. Die grootste gedeelte van hierdie evangelie gaan oor die laaste week van Jesus. Hy wil die pad vinnig saam met ons stap na die kruis. Hy wil vir ons wys wie Jesus is en hy wil sê, berei die pad voor na die kruis. En is by die kruis, toe Jesus sy laaste asem uitblaas, waar 'n Romeinse offisier die volgende woorde sê, hy sê, toe die offisier wat reg voor die kruis staan, voor Jesus gestaan het, vir hom sien hy oor die laaste asem sien uitblaas, het hy gesê, hier is sy belydenis, hierdie man was werklik die seun van God. Is iemand wat niemand gedink het, hierdie belydenis sal kan maak. Maar 'n man, 10-1, 'n nuwe begin ook in sy lewe beleef. Hierdie boek, Markus, is geskryf in Rome. Kom ons sluit ons oë, en dan bid ek vir ons saam. Here, baie dankie vir hierdie boek in ons Bybel, die goeie nuus van en deur U. En my gebed is ook dat ons as Kruikgemeente, soos wat ons hierdie paar weke gaan stap na die kruis toe, dat ons sal bewus wees van U teenwoordigheid, elke dag, oral, saam met ons. U wat die Christus is, die gesalfde, die redder. Here, en mag ons ook al hoe meer ontdek wie ons nie is nie, maar ook wie ons is in U. Die roeping wat U het oor ons lewe. Mag dit vir ons 'n geseënde tyd wees, gevul met U genade en met U teenwoordigheid. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.